Geliefdes, goeiemôre aan almal. Dit is vir my 'n voorreg om hier weer vanoggend by julle saam te wees en ek bid dat die Here ook deur sy gees en woord met elkeen van ons vandag sal praat. Here, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here ons God wat hemel en aarde gemaak het en wat trou bly tot in alle ewigheid. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader deur die kragtige werking van sy Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord die Here op sy groet. Lied 157, ons sing daarvan die eerste en die tweede strofe. Lied 157. Here Jesus, ons versaam op u roepstem hier vergader. Ons sing uit 2 verse. Hartlik saam. Geliefdes, as jy die woord van die Here saam met jou gebring het, lees ons uit Matteus hoofstuk 1 vanoggend saam, baie bekende gedeelte. Matteus 1 vanaf vers 18, gaan ons met mekaar saam lees. Hier volg nou die geskiedenis van die geboorte van Jesus Christus. Toe sy moeder Maria nog aan Josef verloof was, het dit gebleik dat sy swanger is, sonder dat hulle gemeenskap gehad het. Die swangerskap het van die Heilige Gees gekom. Haar verloofde Josef, wat aan die wet van Moses getrou was, maar haar tog nie in die openbaar tot skande bemaak nie, het hom voorgenem om die verloving stilweg te verbreek. Terwyl hy dit in gedagte gehad het daar 'n engel van die Here in 'n droom aan hom verskyn en gesê: Josef, seun van Dawid, moenie bang wees om met Maria te trou nie, want wat in haar verwek is, kom van die Heilige Gees. Sy sal 'n seun in die wêreld bring, en jy moet hom Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sondes sal verlos. Dit het alles gebeur, sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het, vervul sou. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. En die naam beteken God by ons. En toe Josef in die slaap wakker word, het hy gemaak soos die engel van die Here hom beveel het om met haar te trou. Hy het egter nie met haar omgang gehad, voordat hy haar seun in die wêreld gebring het nie. En Josef het hom Jesus genoem. Ons lees net tot daar hierdie gedeelte saam. En die teksgedeelte waaroor ek volgens net 'n kort woord wil bedien is die vervulling van die profeet Jesaja 7. Die maagd sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring, en hulle sal hom Immanuel noem. En dit beteken God by ons.
Wat hou dit vir jou en my vandag? Kom ons word net stil voor die Here in gebed. Here onse God, dankie dat ons hier in U heerlike teenwoordigheid vanoggend saam mag wees. Met die wete dat ons weet U is hier teenwoordig by ons. Immanuel, God by ons. En dankie Here vir U woord. Dankie vir hierdie wondergebeure, die God wat mens geword het, en sy Seun Jesus Christus. En daarom bid ek dat, wanneer ons U woord met mekaar deel vanoggend, U deur die Heilige Gees vir ons sal lei. En as ons hier vandaan uitgaan, dat ons sal weet, God is by my, elke dag, elke oomblik. Ons eer en ons loof en ons prys U naam. Amen. God by ons. Dis 3 woorde. Een naam, Immanuel. Maar wat 'n troos en krag het hierdie 3 woorde nie al deur die eeue heen vir die kerk van die Here beteken en vir ons as gelowiges. En wat 'n verskil het dit in die wêreld kom maak. God, Immanuel, het self by ons kom woon, kom plek maak. Kom ons kyk 'n bietjie, wie neem die inisiatief van die redding van die mens? God self. Hy neem die inisiatief. Hy stuur sy Seun wat na hierdie wêreld toe gekom het. En deur die Heilige Gees word Maria swanger. En dan lees ons dat hierdie belofte van die Here uit Jesaja uit in vervulling gaan. Dit het alles gebeur sodat die woord wat die Here deur sy profeet gesê het vervul sou word. Met ander woorde, dieselfde God, die skepper van hemel en aarde, die God wat by Moses was en wat hom gelei het om sy volk uit Egipte te verlos, wat na Moses vir Josua en die profete gelei het, is dieselfde God waarvan ons hier praat. En dit is wat die Here ook daar vir Josef in kom sê. Hy moet nie bang wees nie. En dat hy moet in hierdie hele situasie waarin hy vir hom bevind weet, maar God is ook by hom, God is daar teenwoordig. Hoekom? God is God en hy bly God. Miskien het ons so met die tyd saam in die wêreld waarin ons leef, het God so 'n algemene noemer geword by mense. Asof hy 'n speelmaatjie van ons begin word het. En dat ons nie meer die respek het vir wie God is en wat hy kom doen het in hierdie wêreld nie. Want in die Ou Testament het die Here gesê, luister Israel, ek is die Here julle God, die enigste Here, daar's geen ander Here wie jy kan aanbid en wie jy kan dien nie. Hy alleen is die enigste ware lewende God. Besef ek en jy dit vanmôre dat ons hier in die teenwoordigheid van die lewende God self is. Hy het 'n onblusbare passie, 'n onkeerbare wil om juis by ons te wees. En dit het gebeur toe hy mens geword het, gebore uit 'n maagd, Maria. Hy het sy hemelse kroon en koningskleed ingeruil vir 'n nederige aardse bestaan om by ons te wees as mense. Miskien het ons so gewoond geword aan kerklike jaar kom en die kerklike jaar gaan. Die geskiedenis word gewoon, dat God ook gewoond begin raak het in ons lewe. En daarom soek ons hom iewers. Waar is hy? Waar is hy in my nood? Die wêreld roep en vra, maar waar is God? Maar hy is hier. Hy is by ons. Hy het mens geword. En miskien moet ons 'n slag net weer in verwondering vanmôre stil word en net sê, dankie Here, dat U bereid was om U hemelse heerlikheid te verlaat, om 'n mens te kom word,
om u voete op hierdie sondige aarde te kom sit en op hierdie aarde te kom stap. Gelees gerus maar weer die Matteus Evangelie. God by en met ons, in watter omstandighede dit ook al mag wees. Hy het mens geword, om by ons te kom bly. En dit is die tweede woordjie. God, die enigste ware lewende God, word mens om by ons te wees. Die hoë hemel, die hoë God van hemel en aarde, by ons. En daar's 'n ongelooflike ruimheid in die ons. Dit deurbreek alle grense wat daar tussen mense sou bestaan of deur mense geskep sou word. Daar's nie grense nie. Almal word daarby ingesluit. So lief het God die wêreld gehad, skryf Johannes, dat hy sy eniggebore seun gegee het, sodat elkeen wat aan hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar 'n ewige lewe sal hê. So lief het God die wêreld, die ons gehad. Wie jy ook al is, hoe jy ook al lyk, hy het gekom na jou en na my toe. Almal is daarbey ingesluit. En jy wat vanmôre hier sit, is ook daarbey ingesluit. Dit maak nie saak wat jou situasie of wat jou gemoedstoestand is vanoggend nie. God is by jou. Hier. God by ons. Wat 'n wonderlike voorreg om dit te weet. Sê dit maar net self vanmôre vir jou. Waar jy stil word en net te sê, Here, hier's ek. U ken my. Miskien ken jy my leed. Ek is alleen. My geliefde is nie meer hier nie. Maar weet julle wat is die wonder van dit alles? Jou geliefde wat in die Here is, God is ook by hom of by haar. Dis wat ek en jy hier teenwoordig is hy of sy nie vanmôre hier saam. Vir jare saam, ja, maar nie meer. Maar een ding deurlik. Hy's by my, hy's by jou, hy's by haar of hom. Wat op hierdie oomblik rondom die troon van God om loof en prys. Die volgende woordjie, by 2 letters, of met ons. Dit is 'n klein woordjie, maar in hierdie by is 'n ongelooflike blye boodskap ingesluit. Dis 'n blywende bly. God het nie maar net 'n blitsbesoekie by jou en my kom aflê. Partykeer dink ek ons kom vanmôre in die erediens saam en ons bely en ons sê God is hier teenwoordig en dan stap ons by die deur uit. Dan los ons hom en alle eerbied gesê maar hier by die kerkgebou. Ek kan hom nie los nie. Hy is hier by my. Elke oomblik, elke tik van die sekonde is God by my. Hy het hom onherroepelik aan ons as mense verbind. Hy het hom laat inweef in ons mense materiaal. Hy is by ons al sou hierdie by 'n krib en 'n kruis insluit. Ja, krib waar hy gebly het as klein seentjie, gebore uit 'n vrou. Maar ook 'n kruis. Daar waar hy die kruis gehang het. En waar hy ook vir die moordenaar langs gesê het, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Hy is oral. En hy is altyd daar. As jy hartseer is, as jy op 'n feestafel sit, as jy eensaam is, as jy op jou siekbed lê, en jou daaglikse ervarings, jou hoogtes, jou dieptes, maak nie saak wat nie. God is by jou in Jesus Christus, ons Here deur sy Heilige Gees. By jou, aan die einde van die dag, ja, in elke hartklop van jou, by jou, saam met jou. Hy is by jou hier, nou, môre, vir ewig.
God is so by jou, dat hy terselfdertyd ook in ons is. Hy woon deur sy Heilige Gees in ons. Dit maak nie van ons gooitjies nie. Hy sê net, ek is in jou. Ek ken jou. Ek het jou geboorte. Ek het jou gevorm in die moederskoot sê hy. Skryf jy psalmdigter. So ken ek jou. God by jou vanmôre. Wat jou situasie ook al is. Weet dit. Jy is nooit eensaam nie. Jy is altyd een wat saam met jou is. Een saam. Maak dit los. Jy is nie eensaam nie. As altyd een saam met jou. Al is jy alleen. Is God by jou. Jesus het nie net in 'n krippie kom lê nie. Hy het in jou en my sy woonplek kom maak. Dink net daaraan vanmôre. In jou en my hart. Net die Here daar verloof. En dan sluit Matteus sy evangelie verhaal af. Hoe? Matteus 28 vers 20. Onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Hy is Immanuel. God met jou. Tot die einde. Nooit sal daar ooit weer 'n tyd wees dat jy alleen is en hy nie daar is nie. Hy laat jou nooit alleen nie. Hy bly by jou tot jy weer by hom, waar? By sy hemelse feesmaal gaan aansluit as 'n gas om sy tafel vir ewig. En daarom kan ons net een ding doen vanmôre. En dis om die Here te loof en te prys. Immanuel. God by ons, God by my, God in my vir ewig en altyd. Ek en jy is nooit alleen nie. Immanuel is saam met ons. Elke tik van die sekonde. Loof die Here. Hemelse Vader, as ons vanmôre voor U stil word, dan is daar net opregte blydskap en vreugde in ons harte. Omdat ons weet ons nooit eensaam is nie, maar altyd een wat saam met ons is. Immanuel, God by ons, nou, vir ewig, vir altyd. Dankie daarvoor. Ook vir ons geliefdes wat nie meer saam met ons gebore is, maar wat in Christus Jesus geglo het, om saam met U te wees, vir ewig en vir altyd. Daarom bid ek vir elkeen wat vanmôre hier is. Dankie Here dat ons weet, ons kan hier uitstap met die heerlike wete. U ken my pyn. U ken my eensaamheid omdat my geliefde nie meer saam met my is nie. U ken my omstandighede. Maar dankie Here. Een ding weet ek. U is met my. Elke oomblik. Loof die Here o my siel. Loof U tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sluit af. En dan sing ons lied 512. Nader my God by U, nog nader by. U is om Christus wil, Vader vir my. U liefde bly my by. Nader my God by U. Nader my God by U. Nader by U. Ons sing dan van die eerste, tweede en die derde strofe aan.
Ontvang die seën van die Here, gaan ons sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.